Beskou die stellings hieronder. Arbeid word op 'n voorwerp verrig wanneer 'n krag die voorwerp in die rigting van die krag verplaas. Is dit waar? Ja, dit is letterlik die definisie van wat arbeid is. Arbeid word verrig op 'n voorwerp wanneer 'n krag die voorwerp in die rigting van die krag verplaas, so hy is sharp. Meganiese energie van 'n stelsel bly behoue wanneer eksterne krag geen arbeid op die stelsel verrig nie. Wanneer 'n eksterne krag geen arbeid op die stelsel verrig nie. Wat is die definisie van 'n geïsoleerde stelsel? Wanneer daar geen eksterne krag is nie? Nee, wanneer die netto eksterne krag is. So nie wanneer 'n eksterne krag geen arbeid verrig nie, wanneer die netto eksterne kragte geen arbeid verrig nie. So hierdie ene is verkeerd. Die arbeid deur 'n netto krag op 'n voorwerp verrig is gelyk aan die kinetiese energie van die voorwerp. Is dit reg? Die arbeid verrig deur die netto krag is gelyk aan die kinetiese energie van die voorwerp. Is dat reg? Nee, dit is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van 'n voorwerp. So daar is verkeerd, so die enigste een wat reg is U en die antwoord is A. Right, so fyn goedjies hier, so hulle het hier so 3 definisies gecheck, of jy hulle weet. Okay, volgende is julle, die engine van 'n motor verrig arbeid W, om die snelheid van die motor van 0 tot by V te verhoog. Die arbeid verrig deur die engine, om die snelheid van V tot 2V te verhoog is. Okay, so hierso kan jy nou kyk na 3 formules. Of hierdie ene, of hierdie ene, of hierdie ene. Okay. Gaan ons na die eerste ene kyk. Nee, want jy weet nie wat is die grootte van die krag nie en hulle praat daar van snelheid. Okay, en daai eerste formule het glad nie snelheid in hom nie, so ons gaan nie na hom kyk nie. Okay, die tweede ene daar kan jy na kyk. Of jy kan na die derde ene kyk, en wat jy gaan doen is jy gaan aanneem dat daar nie wrywing is. Okay, sodat jy die toegepaste krag kan vergelyk met die snelheid van die motor. Okay, so sê nou maar, daar is die toegepaste krag vorentoe, gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde en normaal krag loop terug in die oppervlakte. Okay, so jy kan of na die netto gaan kyk, so dan kyk jy na almal, of jy kan na die nie-konservatiewe kragte kyk en dan kyk jy nou na hierdie ene en daai ene. Is julle met my? Okay, wat ek gaan doen is ek gaan na almal kyk, want dit maak regtig nie saak nie. Hoekom gaan ek na almal kyk? Hierdie ene is 90 grade en daai is 90 grade, so hulle gaan net nou 0 wees. Is julle met my? Okay, so die arbeid verrig deur die toegepaste krag is die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Alrighty. Nou kan jy ook kies, gaan jy met waardes werk, gaan jy waardes opmaak, of gaan jy simbole gebruik? Okay, julle het net geraai ripa hierso. Nee, raai nie. Het jy nie geraai nie, het jy sommer gedoen. Wat het jy gebruik, simbole of waardes? Ja. Enige iemand nie geraai nie. Enige iemand. Nie net soos ge-eyeball wat sê hulle dink is reg nie. Regtig? Okay, wat het jy gebruik, simbole of waardes? Wat? Hy het geraai. Dan moet julle verstaan hoekom onderwysers kwaad raak. Soos want ek het 2 keer nou hardop gesê, wie het nie? Sê gou wie het reg gaan? Okay. Sê jy? Okay. So, kom ons dink, nie, kom ons weet. Okay. So, kom ons maak gou waardes op. Okay. So, kom ons sê gou die massa van hierdie voorwerp is, ek gaan dit easy maak vir myself. Ek gaan sê die massa is 2. Okay, en dan gaan ek sê, kom ons sê die snelheid van die motor, V, daar wat hulle praat van V, is kom ons maak hom 1 of 5. Okay, kom ons maak hom 5. Okay. Goed. So, hulle sê daai W is om dit van so tot so te gaan laat versnel. So kom ons gaan kyk wat is die waarde van W.
Okay, so W is 'n half, die massa is 2 en dan om hom te vat van 5 of van 0 kwadraat tot en met 5 kwadraat. Is julle met my? Dis 'n half mv kwadraat minus 'n half mv kwadraat. So 'n half maal 2 gee vir jou 1, 5 kwadraat is 25. So W wat hulle daar bo van gepraat het is 25. Is julle met my? Okay. Nou gaan kyk ons ek gaan hom sommer W1 noem. Nou wil ek gaan kyk wat is W2 om hom verder te versnel. So dis 'n half maal 2, die massa van die kar het nie verander nie. En nou sê dit vir jou hy het gegaan van V na 2V. So nou is dit 10, né? So sorry, 10 kwadraat minus 5 kwadraat. Volg julle my? Is julle met my met wat ek hier so die som gedoen het? Okay. So dis weer eens 'n half maal met 2 is 1. 10 kwadraat is 100 en daar is 25. 100 minus 25 is 70. Jy met my? Ja? Ja? So hoe gaan jy so daar het ons gesê is gelyk aan W. So hierdie is gelyk aan 3W. Moenie raai nie. Asseblief. Elke keer wys ek hierdie stappies. Elke keer sê ek gaan na formule toe. Okay. Volgende, sê hulle vir jou, die kinetiese energie van 'n motor wat teen 'n konstante snelheid V beweeg is K. Die snelheid van die motor verander na 2V. Wat is die nuwe kinetiese energie van die motor? Okay. Het julle geraai? Julle jok julle het. Kom ons kyk of julle reg geraai het. Wat sê antwoord? D. Kom ons dit 4 want nou dit is nou 'n half m 2v kwadraat. So die hele 2v. Sê weer? So hy word nou 4 half mv kwadraat. Daai is gelyk aan K. Half mv kwadraat is gelyk aan K. Nee, maar onthou, ek wil dit in relatief tot K instel en daai K is half mv kwadraat. So ek wil daai half daar hou sodat ek hom net kan invervang daar. Okay. Die grafiek hieronder stel 'n konstante krag F wat op 'n voorwerp oor 'n verplasing X inwerk voor. Die krag en verplasing is in dieselfde rigting. Okay, so basically jy het 'n krag daar F en dan hy is in dieselfde rigting. Dan gee hulle vir jou daar die F en die X en jy kyk na die grafiek en jy sien daar die gradiënt is 0. Nee? En die eerste ding wat ons altyd vir onsself vra is die gradiënt. Wat is die tweede ding wat jy vir jouself vra as die gradiënt nou nie vir jou baie inligting gee nie? Wat sê die oppervlakte vir jou? Okay, daar's 'n blokkie se oppervlakte. Oppervlakte is lengte maal breedte. In hierdie geval is dit krag maal met verplasing en hulle sê vir jou dit is in dieselfde rigting wat beteken theta is 0 grade. So basically het jy cos 0 grade. So wat sê daai oppervlakte vir jou? Wat gee dit vir jou? Die arbeid verrig deur die krag. Okay, so kom ons kyk gou. Sê watter een van die volgende stellings kan uit die grafiek afgelei word? Die gradiënt van die grafiek stel die arbeid verrig deur die krag voor. Ons weet nou dis nie die gradiënt nie, dit is die oppervlakte. So daarin is verkeerd. Die gradiënt van die grafiek stel die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp voor. Ons het nie daarna gekyk nie. So kom ons los hom gou oop. Die oppervlakte van die onder die grafiek stel die netto arbeid verrig deur die krag voor. Dit is waar. Die oppervlakte onder die grafiek stel die drywing gelewer. Dit is nie waar nie. Wat is drywing? Ons het nou nog nie daarby gekom nie. Drywing is die arbeid verrig oor tyd of die tempo waarteen arbeid verrig word. Daar's nie eers tyd daarso nie. So, ek sien tog? Die antwoord is C. Okay, hoekom stel dit nie die hoekom stel die gradiënt nie die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp voor nie? Kom ons kyk gou die gradiënt hierso. Dis die verandering in F oor die verandering in X. Het ons 'n formule wat daarmee gaan, Newton oor meter. Ons het nog 'n formule wat daarmee gaan nie. Sharp? Okay.
Volgende ene sê dit vir jou. 'n Voorwerp word langs 'n reguit horisontale pad na regs getrek sonder dat dit oplig. Die kragtediagram hieronder toon al die kragte wat op die voorwerp inwerk. Daar sien jy al die kragte. Watter een van die kragte hierbo verrig positiewe arbeid op die voorwerp? Watter een gee vir hom kinetiese energie? En ek hoop julle almal het gesê. Wat? Okay. Volgende ene sê, 'n voorwerp beweeg in 'n reguit lyn op 'n ruwe horisontale oppervlakte. As die netto arbeid wat op die voorwerp verrig 0 is, dan, kyk ons stop gou vinnig. Hulle sê vir jou, sy ruwe oppervlakte beteken daar's wrywing. Right? En hulle sê vir jou die netto arbeid verrig op hom is 0. En netto arbeid is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. So as netto arbeid gelyk aan verandering in kinetiese energie gelyk is aan 0, beteken dit dan vir jou die finale snelheid is gelyk aan die beginsnelheid. Okay, want die verandering in kinetiese energie is 0. Hy gaan nie vinniger nie, hy gaan nie stadiger nie. Wat beteken dit? Hy beweeg teen 'n konstante snelheid. Hoe weet ons hy staan nie stil nie, want hulle sê vir jou hy beweeg. Okay, julle met my. So nou lees ek die opsies. Hulle sê, dan het die voorwerp 0 kinetiese energie. Dis nie waar nie. Hy het nie 0 kinetiese energie nie. Die verandering in kinetiese energie is 0. Okay, maar hy het kinetiese energie, want hy het 'n snelheid. Ag, hy beweeg, sorry, daai wil ek doen. Beweeg die voorwerp teen 'n konstante snelheid. Dit is nog net uitgefigure, ek kyk na die ander. Beweeg die voorwerp teen 'n konstante versnelling. Dit is verkeerd. Is daar geen wrywingskrag wat op die voorwerp inwerk nie? Dis 'n jok, want hulle sê vir jou dis 'n ruwe oppervlakte. So die antwoord is B. Kan ek sien wie dit reg? Sê jy? Nee, my switch is op. Okay. 'n motor beweeg teen konstante spoed teen die heuwel op. Watter een van die volgende stel die arbeid voor waardeur die gewig van die motor verrig word, terwyl die motor teen die heuwel op beweeg? Okay? So hy beweeg teen 'n konstante spoed, nommer 1, en hulle sê niks van wrywing nie, maar hulle vra vir jou, wat word deur die gewig van die arbeid, deur die gewig van die motor. Okay, so die arbeid deur die gewig van die motor, dit is wat hulle vra. Okay, en hy beweeg teen 'n konstante spoed by 'n heuwel op. Okay, so as ek 'n kragtediagram trek, het ek gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde, en ek het normaal krag loodreg met die oppervlakte, en ek neem aan, iemand trek hom, want anders gaan hy sukkel om teen 'n konstante spoed te beweeg. En ek weet nie of daar wrywing is nie. Sê weer? Hy ry. Sy engine trek hom op. Alright. Goed, so ek het W en C is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potentiële energie, né? Ja? Of W netto is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie. Maar hoekom het ek daai net eers neergeskryf? Want ek het my antwoorde so gescan. Pieter, ek is baie naby om jou te skuif ver weg. Ja, ek weet nie, maar ver weg. Ja, ou. Want daar is letterlik nog nie 'n 5 minute verbygegaan vandag wat jy nie met Regan gepraat het nie. Nee, praat bolos. So daar is kinetiese energie, potentiële energie, kinetiese energie, potentiële energie. So dis hoekom ek na hierdie formule toe gegaan het. Okay. As hy teen 'n konstante spoed beweeg, wat weet ek van die kinetiese energie? Dit gaan wees gelyk aan 0. Is julle met my? Okay. Ek voel ons 'n bietjie inligting missing hier so, maar anyway. En dan, wat ek vir nog wou sê, kinetiese energie is gelyk aan 0. Dan het ons potentiële energie en hy gaan, as ek nou hier om so het, dan, daar is my chore, dan beweeg hy nou daar op soontoe. Okay, so daar is 'n verandering in hoogte, né? Okay. Gaan daar verandering in hoogte positief of negatief wees?
positief wees, né? Want die verandering in potensiële energie is mg finale H minus begin H. En die finale H is hoër as die einde H. So die verandering in potensiële energie gaan definitief groter wees as 0. Okay. Is julle nog met my? Goed. Nou lees ons gou die vraag vir julle sê. Watter een van die volgende stel die arbeid voor waardeur die gewig van die motor verrig word? Die gewig van die motor is daar af onder toe. Dra hy by tot die motor se spoed of maak hy dat die motor stadiger beweeg? Stadiger beweeg, né? Want hy gaan op teen die helling en gravitasiekrag is af, so hy vat 'n bietjie van sy krag weg. Okay? So gravitasiekrag of die arbeid verrig deur gravitasiekrag gaan energie wegneem. Julle met my. Nee? Ja? Ardu? Sê eerlik, ja of nee? Ja. Okay, so hy gaan energie wegneem. Okay, en stem julle saam met my, as jy kyk na die formule, hoe hoër hy gaan, hoe meer energie gaan hy wegneem. Ja? Okay, so, kan julle sien dat dit, okay, ons het nou al gesê, die kinetiese energie is gelyk aan 0, die verandering in kinetiese energie, omdat hy teen 'n konstante spoed beweeg. So, die verandering, die arbeid verrig deur die arbeid verrig deur die gewig van die motor, gravitasiekrag, dis gewig van die motor, gaan die negatief van die potensiële energie wees. So as jy hom aan die ander kant vat. Is julle met my? Het ek hom nou omkring, ek het hom omkring. Ja. Ek sal 'n bietjie dink of ek hom op 'n ander manier op kan vir julle verduidelik. Nota maak in my kop. Okay, ek het nie gesê julle moet 10 en 11 doen nie, né? Okay, sharp. Dan is ek in julle notas op bladsy 9, as ek reg onthou. Okay. Hier sê hulle vir jou, 'n bal met 'n massa van 250 gram. Gram? Werk ons in gram? Nee, ons werk in kilogram, so dadelik gaan verander jy daai gram na kilogram, maal 10 to die mag minus 3, word vertikaal na bo gegooi met 'n oorspronklike snelheid van 8.4 meter per sekonde. Dit bereik 'n maksimum hoogte van 3.2 meter. Hierdie klink soos wat? Projektielbeweging, né? Daai hoofstuk wat ons gedoen het. Nou lees jy eers 'n vraag wat sê: bereken die arbeid verrig deur ligweerstand. Okay, so hier is waar hierdie hoofstuk nou verander van 'n projektielbeweging, want hier is ligweerstand teenwoordig. Okay. So, wat is die eerste ding wat ons gaan doen? Waar trek ek met my vraag? Het ek al begin? Erns nie. Louis Henry, wat is die eerste ding wat ek gaan doen? Altyd. Dankie, vryliggaam. As jy dit Regan, watter kragte gaan in ons vryliggaamsdiagram wees? Gravitasiekrag gaan in die aarde en dan gravitasieversnelling. Hang dit af wat se rigting ons kies. Gravitasieversnelling? Ja. Gravitasiekrag is as gevolg van gravitasieversnelling. Is nie 'n krag nie, kom nie 'n kragte diagram nie. Dit weet ons, maar is nie 'n krag nie. Maar dan sit net dit. Dis nie net dit nie. Wat is daar nog, Pieter? Gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Wat is die vraag? Bereken die arbeid verrig deur ligweerstand. Daar's wrywing. In watter rigting gaan die wrywing wees? Hoekom? Want die voorwerp beweeg op. So as dit nie 'n bal was wat opgegooi is nie, maar jy, dan sou jou wange so gegaan het. So dit beteken daar is wrywing af. Wat gaan ek volgende doen? Ek gaan hulle opsplit my kragte of my kragte gaan identifiseer as konservatief en nie konservatief. Pieter, gravitasiekrag, konservatief of nie konservatief? Nie konservatief. Nee, hy is konservatief. Gravitasiekrag, hy raak nie.
Hy's 'n nie-kontakkrag, so hy's konservatief. Wat jy moet omruil. En dan wat is Ardu wrywingskrag? Dis nie konservatief. Nie konservatief. OK. Goed, nou het ek alles gedoen wat ek moet. Nou vra hulle vir jou bereken die arbeid verrig deur die ligweerstand terwyl dit opbeweeg. Nou my eerste reaksie is altyd om te sê, goed, die arbeid verrig deur ligweerstand is daai. OK. Nou het ek die grootte van die ligweerstand. Daai krag. Ek het nie die grootte van daai krag nie. Okay, daar's 'n manier hoe ek hom kan gaan uitwerk met Newton se wette, maar ek gaan eers kyk of daar nie by die arbeid-energiestelling 'n manier is dat ek hom kan gaan uitwerk nie, en daar is deur of na hierdie formule te kyk of na hierdie formule te kyk. Amorey, jou keuse vandag, watter een wil jy na? Die onderste, okay, so ons gaan na hom kyk. Die netto arbeid verrig is die arbeid verrig deur wrywing plus die arbeid verrig deur gravitasiekrag is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Jy hoef nie hierdie stappie te wys nie. Okay, jy hoef eintlik tegnies ook nie die volgende stappie te wys nie, maar ek doen dit want ek wil hê julle moet verstaan. Okay. Juffrou, hoekom expand jy nie daai ding in F delta x cos theta nie, want die vraag is, bereken die arbeid verrig deur die ligweerstand. So ek wil daai hele dinge, ek wil nie die grootte van die ligweerstand krag nou hê nie, ek wil die arbeid verrig deur die ligweerstand hê. Okay. Goed, so kom ons kyk hierso, ek het, of ek daar invul, plus Fg, hoe bereken ek hom nou weer? Dit is die gravitasie, massa, wat 0,25 kg is, maal 9,8. Die verplasing, hoe ver beweeg hy? Hy gaan 3,2 meter hoog in die lug. Kos, en wat is daai hoekie nou weer? Dit is die hoekie tussen die verplasing en die krag. Tussen die verplasing en die krag is 180 grade. Half maal 0,25. Is daar iemand wat die ander formule gebruik het? Niemand, jy laat maar kopie my. Weet jy? Ek kyk of ek spesiaal antwoord kom. Wat is die finale snelheid, Rikus? 0. Want hy bereik sy maksimum hoogte en die beginsnelheid is 8,4. Okay, en Gina, is jy op het? Ek het 'n verkeerde antwoord. En jou eenheid? Sê weer? Nee, Newton is vir kragte, ons is besig met 'n krag, nie? Ons is besig met arbeid deur 'n krag. Joules. Okay, so dit wil sê 0,98 joules verloor. Okay, maak dit sin om 'n negatiewe antwoord te kry, Amoney? Hoekom? Want ligweerstand vat energie weg. Okay, so dit maak sin om 'n negatiewe antwoord te kry. Okay, nou sê hulle vir jou by B, bereken die waarde van die gemiddelde ligweerstandskrag. Nou vra hulle vir die krag. Okay, maar nou kan ek hierdie formule gebruik, want ek weet nou wat dit is, en hulle vra vir jou vir die krag, ek weet die afstand, ek weet die hoekie. So nou gaan ek na hierdie formule toe gaan, F is F delta x cos van theta.
Okay, nou vul ek by minus in, minus 0,98. Ek wil weet wat is die krag. Die afstand wat hy beweeg het is 3,2 meter. En Leandri, wat is hy hoekie? 180 grade en ek sien jy is op het met jou sakrekenaar, so go for it. Ardo, alles by jou sakrekenaar uit. Amorai, jou sakrekenaar uit. 0,3, ek kry 0,31. 0,31 in jou eenheid? Newton. Okay, kom ons check net, hulle sê, bereken die waarde. Waarde beteken, stel as grootte, so jy hoef nie 'n rigting te gee nie, maar as dit net gesê, bereken die verhoudingskrag, dan moet jy gesê het, hierso afwaarts. Okay. Nou vra hulle vir jou, sorry, is daar enige vrae tot met daar? Iemand het ek ergens verloor langs die pad? Okay, hulle vra vir jou. Die bereken die snelheid van die bal wanneer dit na sy oorspronklike hoogte terugkeer. Okay? Nou het ons gehad toe ons bewegingsvergelykings gedoen het. Toe het ons gesê ons kan aanneem, ons hoef nooit eers te wys dat as hy opgaan hier teen, ek dink dit was, wat was dit? 8 blikemmer. 8,4. Ons het gesê as hy opgaan teen 8,4, dan as hy hier terugkom dan is dit minus 8,4. Maar dit was as ons ligweerstand ignoreer. Heinrich, fokus hier. Dit is as ons ligweerstand ignoreer, maar ons ignoreer dit nie nou nie. So ons kan nie dit hier so aanneem nie. Okay? So ons gaan nou die nuwe snelheid moet gaan uitwerk want daar is ligweerstand. Nou iets wat ek nie hier so gesê het nie. Dit was actually 'n vraag in 'n eksamenvraag wat ek nie so bygetik het nie, is hulle het gesê neem aan die arbeid as gevolg van wrywingskrag is dieselfde af as op. Okay. So jy moet dan byskryf, neem aan die arbeid verrig deur ligweerstand. Die arbeid verrig deur ligweerstand is dieselfde af as op. Menende, daai waarde wat jy daar uitgewerk het daar, gaan dieselfde hoeveelheid energie wegvat, soos wat hy af gaan onder toe. Is nie helemaal regtig erg waar nie, want hy werk saam met teen gravitasie, en nou was hy saam met gravitasie, maar nou net vir die doeleinde van ons som. Okay. Goed, so heel eerste gaan ek 'n vrye liggaamsdiagram gaan teken. So ek het gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, ligweerstand op. Hoekom? Want die bal is nou besig om af te beweeg en as dit nie 'n bal was nie, as dit jy was, dan het jou wange so opgegaan, né? So die ligweerstand is nou op. In watter rigting beweeg hy? Hy is besig om af te beweeg. Hierdie is nie konservatief, moenie jaloers wees nie. Hierdie is konservatief. Okay. Wat is die vraag nou weer, juffrou? Wat wil hulle hê? Hulle sê, bereken die snelheid van die bal wanneer hy na sy oorspronklike hoogte terugkeer. Okay, en hulle moes eintlik gesê het, of ek moes eintlik gesê het, gebruik die arbeidenergiestelling. Want weer eens, jy kan dit met Newton se wette ook gaan doen. Okay. So arbeidenergiestelling, ons wil weet wat is die snelheid hieronder. Ons weet die snelheid hier deurbo is 0. Nee, want hy gaan van sy maksimum hoogte weer af onder toe. Okay, so ons wil weet soos hy afbeweeg, wat is sy snelheid hieronder, en as hy opgegaan het 3,2 meter, dan is hierdie af ook 3,2 meter. Nee, meter. Goed, so ek gaan weer een van hierdie twee formules gebruik, so of W netto is die verandering in kinetiese energie, of W en C verandering in kineties plus verandering in potentiële energie. En ons het nou die eerste ene gedoen, so kom ons doen nou die tweede ene. Okay, maar ek gaan nie alles weer invul nie. Ek gaan jou net daar los. Jy moet nou verder gaan. Jy moet nou verder gaan. Ek gee jou blikkies. 5 minute. Die tweede ene.
Sien ek julle môre? Ek sien julle nie môre nie. Julle onthou julle skryf 'n toets Maandag. Dat is kanselleer. Nee. Gaan se tante leer. Mooi. Dis bly. Hou jy die pot uit. Sterkte daarmee. Wow! Pas vas. Jy het 2 minute oor. Is julle klaar? Jy het 20 sekondes oor. Ja, jy moet klaar wees. Het julle ook dit gekry? Okay, so onthou, dit is die arbeid verrig deur die nie-konservatiewe kragte. Dus daarna kyk die enigste nie-konservatiewe krag is wrywingskrag. En dit het ons reeds uitgewerk. Ek het daar bo vir jou gesê dis dieselfde krag. So jy vul hom daarin. Hy's 'n minus want hy verwyder energie. Want hierdie is die rigting van beweging en hy's in daai rigting 180 grade. Hy verwyder energie. Dan ons wil die finale snelheid weet. Die beginsnelheid is 0. Hoekom? Want hy gaan van sy maksimum hoogte af. Dan die finale hoogte is 0 want hy keer terug na sy oorspronklike posisie en dan die beginhoogte was 3.2 meter hoog.
Ek het net gekyk, hulle vra vir jou, wat is die snelheid? Snelheid is 'n vektor het grootte en 'n rigting, so hierdie is afwaarts. Iemand 'n vraag? Het julle dieselfde antwoord gekry? Want hoogte, of daai is mos finale hoogte minus beginhoogte. Finale hoogte is hier op die grond, waar die hoogte 0 is. En beginhoogte is by 3.2. Is dit? 0,25 As jy hierdie twee omruil, is dit verkeerd, né? Nee, ek sê 0,25 maal 9,8 maal met 0. O, ja, sien. Alright, nog 'n vraag? Goed, volgende gedeelte. Het ek vir gesê vroeër, gister het ek vir gesê ons gaan 'n bewys doen. Hier is die bewys nou. So ons weet reeds in 'n geïsoleerde stelsel, wat is dit? Wanneer die netto eksterne krag waarop die inwerk 0 is. Okay, so 'n geïsoleerde stelsel en in jou kop moet jy dink, dan mag ek gebruik die wet van behoud van meganiese energie. Dis wat in jou kop moet dan gaan. Okay, nou wat ons wil doen is, ons wil gebruik die bestaande verwantskap, hierdie formule, om aan te toon dat die meganiese energie behoue bly in die afwesigheid van die konservatiewe kragte. Betekende, as die nie-konservatiewe kragte gelyk is aan 0. Die netto eksterne kragte is gelyk aan 0. Okay, so, en hier so skryf, die nie-konservatiewe is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. Terwyl jy dit neerskryf, hoekom is hierdie belangrik? Hoekom doen ons dit? Hierdie is 'n konsep wat jy moet verstaan, wat jy kan gebruik in vrae, maar meeste van die tyd is hierdie soos 'n multiple choice tipe vraag wat hulle kyk of jy die konsep verstaan. Okay, so, daar is 'n formule wat ons gebruik en al gebruik het. En hulle sê vir jou, as die netto eksterne kragte geïsoleerde stelsel, as daai nie-konservatiewe kragte gelyk is aan 0. Al daai kragte, toegepaste krag, wrywingskrag, jy plus by mekaar en dit is gelyk aan 0. Okay, so dan is die arbeid, obviously as gevolg van daai kragte ook gelyk aan 0. Dit is 'n geïsoleerde stelsel. Okay, so is nou by geïsoleerde stelsel, daai is gelyk aan 0. Dan het ons gelyk aan kinetiese energie aan die einde, minus kinetiese energie aan die begin, plus potensiële energie aan die einde, minus potensiële energie aan die begin. Okay, wat ek nou gaan doen, is ek gaan hierdie, nee, kom ek vat hierdie minus, hierdie beginne wat negatief is albei, gaan ek aan die kant toe vat. So ek gaan sê, die kinetiese energie aan die begin plus die potensiële energie aan die begin is gelyk aan kinetiese energie aan die einde plus potensiële energie aan die einde. So ek het al die beginne net aan die kant toe gevat. Dan moet hierdie vir jou bekend lyk. Wat is die som van kinetiese energie en potensiële energie? Meganiese energie. So die meganiese energie aan die begin is gelyk aan die meganiese energie aan die einde. Okay, so wat het ons hierso bewys nou net? Ons het bewys as die netto eksterne kragte gelyk is aan 0. Dan kan ons die wet van behoud van meganiese energie gebruik. Okay, of in ander woorde, jy mag hierdie formule dan gebruik of hierdie formule gebruik want hulle is dieselfde ding. Is jy met my? So hulle gaan vir jou nooit vra om hierdie bewys te bewys nie. Hulle gaan vir jou vra om dit toe te pas in enige vorm. Okay. Goed, dan die laaste gedeelte wat saam met jou elektrisiteit gaan, wat ons vanmiddag gaan doen in die verpligte ekstra klasse, elektrisiteit. Hierso wat is drywing, dit is die tempo, kom stop net gou, wat beteken tempo nou weer? Wat trek ek met my vraag? Jean-Marie, wat is tempo nou weer? Nee? Tempo? Gedeel deur tyd. So hulle sê die tempo waarteen wat arbeid verrig word. Die tempo waarteen arbeid verrig word is drywing. Okay. Heinrich, het die jonger sussie. Verduidelik gou vir jou jonger sussie, wat is drywing?
Okay, ek gaan dit bietjie anders maak. Bietjie die vraag vereenvoudig. Jou ouers sê jy moet 'n gloeilamp gaan koop. Sy stap saam met jou in Checkers. Julle staan daar voor al die gloeilampe in Checkers. Was jy al daar? Okay. Daar's 'n klein huisie vol gloeilampe. Nou sê jy vir haar, ek gee wonder wat se ene moet jy koop en dan vra sy vir jou, wat is die verskil? Sê jy? Almal het verskillende soos energie wat hulle nodig verbruik maandeliks. Okay, jou jongers is nie verstaan nie. Dis Sy verstaan nie. Sy sê soos, wat? om daai aan te sit word jy soveel energie om daai aan te sit word jy minder as daai. Okay, en maar jou huis het een tipe energie. Alle huise het een tipe hoeveelheid energie wat hulle kry. So is party huise ander energie, soos maak nie sin nie. Kan enigiemand hom haar help? Wat is drywing? Jy moet vir iemand wat nie verstaan nie, verduidelik wat is drywing. Jy hoef nie gloeilampe te gebruik nie, jy kan 'n ketel gebruik, jy kan 'n haardroër gebruik, jy kan toaster gebruik. Verduidelik, help. Ja. Kan jy nie net sê dat byvoorbeeld 'n haardroër meer krag gebruik in 'n kort tydperk as wat 'n wasmasjien byvoorbeeld doen? Jy gebruik dalk minder krag vir 'n langer tydperk. Jy het te veel veranderlikes daar. Waar? Maar jy het te veel veranderlikes wat dit eenvoudiger maak. Okay, so kom ons sê as dit 'n ketel. Kom ons maak dit eenvoudig. Ketel. Jy moet besluit watter ketel gaan jy koop. Gaan jy 'n 2000 watt ketel koop of gaan jy 1200 watt ketel koop? Gaan jy 1200 watt ketel koop? Wat is die verskil tussen die twee? Hierdie ene gaan die water vinniger laat kook. Maar gaan hulle albei die water laat kook? Ja, hulle gaan albei die water laat kook. As jy dieselfde in my 1 liter en 1 liter water vat, dan gaan die albei die water laat kook. Hierdie gaan net langer vat, want hy skakel energie stadiger om. Hy skakel 1200 watts se energie om in 1 sekonde. Joules in 1 sekonde. Is julle met my? Okay, so dit is wat jy moet 'n formule verstaan, jy moet 'n definisie verstaan as jy hom lees. Die tempo waarteen arbeid verrig word of energie verbruik word, is hoe vinnig kan dit energie omskakel. Julle is met my? Okay, goed, nou het ons reeds ook gesê dat energie, joules, is dieselfde as, sê net maar daar is die energie as gevolg van die konservatiewe kragte, is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie van 'n voorwerp. Okay, so hierdie formule kan jy of soontoe vat, arbeid is die krag maal verplasing maal kos theta, en hierso neem jy aan die theta is 0 grade, is in dieselfde rigting. En wat is delta x gedeel deur tyd? Is snelheid, nee? Verplasing gedeel deur tyd gee vir jou snelheid. So dis waar dan hierdie formule kom. Of arbeid is dieselfde as energie, is dieselfde as die verandering in die meganiese energie. Ja? Okay. So, dus nou, jy gaan, en dan in elektrisiteit gaan jy nog 3 formules kry hoe om drywing uit te werk. Okay, so jy moet al die verskillende roetes ken. Goed, drywing is 'n skalaar, so jy kan of negatief of positief hê. Ons vraag geraai, hulle sê, wat is die drywing van 'n Volkswagen minibus wat teen 72 km/h beweeg terwyl die engine 'n krag van 4100 Newton lewer? Infotabel. Hulle sê vir die krag is 4100 en hulle sê vir die snelheid is 72 km/h. Dian, werk ons in km/h? Dit werk in meter per sekonde. Wat gaan jy dan doen? Gedeel deur 3.6 en dit gee vir jou 20. So jy het hierso die drywing is, ons het krag, ons het snelheid, dit is 'n formule wat jy mag gebruik, krag maal snelheid. Dit is 4100 maal met 20, en kan jy dit in jou kop doen by Lynn? 82.000, dat is jou eenheid? Watts. Okay, nou die volgende vraag, kom uit 'n ou eksamenvraag uit. Ou eksamenvraag soos 2000 en
12 dink ek. En toe laas jaar toe vra hulle hom weer. Okay, bietjie ander waardes, maar min of meer dieselfde vraag. So ons moet hom ken. Hulle sê, wat is die drywing van 'n pomp wat 12.000 liter water per uur teen 'n konstante snelheid pomp tot 'n vlak van 18 meter bo die pomp? Okay. Wat is die drywing? Hulle soek drywing. Okay, ons het 'n paar formules vir drywing. Ons het arbeid oor tyd, dan het ons nog gehad krag maal verplasing oor tyd, ons het gehad krag maal met snelheid. En dan het Juffrou Marx nou net gesê, onthou, daai is die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potentiële energie. Hoekom daai twee spesifiek? Want hulle vra vir jou die drywing van die pomp. Dit is 'n toegepaste krag wat 'n nie-konservatiewe krag is. Okay, wat dan gelyk is aan daai twee. Goed. Wat gee hulle vir my nog? Hulle gee vir my 12.000 liter. Waar is dit vir 'n liter? Nie een van hierdie goed het liters in nie. Wat hulle dink jy weet as 'n matriekleerder? So hulle dink jy weet dat 1 liter is gelyk aan 1 kilogram. Het jy dit geweet? Maar dit is net vir water. Dit is nie vir melk nie, nie vir olie nie, nie vir asyn nie, letterlik net vir water is dit so. So as 'n resep ooit sê, jy kort 250 gram meel, dan is dit nie 'n koppie meel nie. 'n Koppie meel is 250 milliliter meel, en dis nie dieselfde as 250 gram meel nie. Okay, anyway. So wat hulle daar vir jou sê is die massa is 12.000 kilogram. Dan sê hulle vir jou per uur. So daai 12.000 liter is per uur. So as jy na die tyd kyk, dan moet jy sê dis 1 uur. Anders is dit nie meer 12.000 kilogram nie. As jy 2 ure na kyk, is dit 24.000 kilogram. So 1 uur kyk ons na, so dis mos maal 60 maal met 60 gee vir 3600 sekondes. Teen 'n konstante snelheid. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my die verandering in kinetiese energie is 0. Okay. Tot 'n vlak van 18 meter bo die pomp. So die hoogte of die x wat dit beweeg is 18 meter. Wat is fout Jan? 3600 sekondes. Sê daar. Alright. Wat is jou plan, Anke? Okay, so Anke sê sy wil gaan na hierdie formule toe, F delta X oor T. Jy kan hom heeltemal gebruik. Wat gaan jy dan volgende doen? Okay, maar wat is F? Okay, wag, luister gou vinnig. Jy kan dit doen met hierdie ene, of jy kan dit doen met hierdie ene, waar jy daai gaan gebruik. Luister. Ardo. Maak oop jou notas. Skryf. Ek weet hierdie goeters. Ek doen hierdie nie vir myself nie. Okay, so jy kan of die verandering in kinetiese energie en dan verandering in potentiële energie gaan uitwerk, of jy kan soos Anke sê daarin gebruik, dan moet jy kyk na kragtediagramme, jy het gravitasiekrag wat op hom inwerk, en dat jy nou die toegepaste krag van die pomp wat hom oppomp, en omdat hy beweeg teen 'n konstante snelheid, gaan hierdie ene gelyk wees aan daai ene. So as jy daar gaan uitwerk, is dit 12.000 maal met 9,8, dan weet jy wat is die toegepaste krag. So dan kan jy hom daar gaan invul, jy het hom, of jy kan daarin gebruik en jy kry presies dieselfde antwoord. Alright.